Hoofnuus vanaand. Adjunkpresident Paul Mashatile en ander hoë geplaastes bring 'n oorsigbesoek aan die Kaapse vlakte om die impak van die ontplooiing van soldate te bepaal. Die verkiesingskommissie skop sy plaaslike verkiesingsveldtog met groot fanfare af. En die Bafana Bafana afrigter kondig sy span vir die FIFA Wêreldbeker toernooi by 'n glansgeleentheid aan. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. Adjunkpresident Paul Mashatile het 'n afvaardiging van adjunkministers, polisielede en lede van die weermag gelei tydens 'n besoek aan Mitchells Plain en Gugulethu op die Kaapse vlakte. Hulle het die vordering geëvalueer wat tot dusver gemaak is tydens operasie Voorspoed. Die weermag het sedert April op die Kaapse vlakte ontplooi om bendegeweld te bekamp. Gemeenskappe sê egter hulle leef steeds in vrees weens die misdaad en moorde. Die besoek het ook ten doel gehad om by gemeenskappe uit te vind wat hul ervarings was sedert die weermag se ontplooiing. So I came with the deputy ministers of police and other ministers just to see what they are doing, to get a briefing, first-hand briefing from them, but also to indicate to them that they have our support. They have the support of the president, myself, the whole cabinet for the work that they are doing. Gemeenskapslede sê daar is geen verligting nie. Die geweld gaan onverpoos voort. I don't see an improvement of the soldiers here. What is the problem in your opinion? When it's violence here, they don't do anything. We don't see the law here, law enforcement, policemen, or the army people. Since they've been deployed here in Tafelsig, since they've been here, we as the community only see them twice. This is the third time that our community saw them. Die provinsie se misdaadstatistieke word môre vrygestel. Die DA sê 'n strafregtelike ondersoek teen die afgedankte minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisisi Tolashe, moet voortgaan al het die ANC opdrag gegee dat sy as LP bedank. Tolashe is afgedank as minister nadat sy na bewering die parlement mislei het oor voertuie wat die Chinese ambassade aan die Vroueliga geskenk het en beweringe oor onreëlmatige aanstellings en kontrakverlengings in haar departement. It is important to note that if Minister Tolashe resigns as an MP, parliamentary ethics processes would likely fall away because Parliament no longer has jurisdiction over non-members. And perhaps this is another reason why they're forcing her to resign. However, the criminal charges we have laid will continue and accountability cannot simply disappear because she resigns. Ghana se hoofkommissaris in Suid-Afrika sê meer Ghanese wat vrywillig terugkeer na hulle land gaan na verwagting oor die volgende paar dae vertrek. Net minder as 300 Ghanese burgers het vanoggend uit Suid-Afrika gevlieg. Die Departement van Binnelandse Sake het hand bygesit met die vrywillige vertrekkingsproses. Of the 300 individuals that are on that list, we only found 10 of them being legal in the country. The rest of them are all illegal without documents or actually not complying, have been overstayed. But there are some sort of sanctions that needs to be taken, and the Department of Home Affairs will indeed make sure that those are implemented. Ghana sê die aantal van sy burgers wat na hulle land van oorsprong wil terugkeer, neem heeltyd toe en die land staan hulle by. We are expected to repatriate between 800 to 1,000, but the numbers keep increasing. There was no criteria. The criteria is that our people feel unsafe, our people feel not welcome, our people feel that the economic activities have come to a standstill. So what do they want? They want to go back to Ghana, and the government of Ghana has given them the opportunity to come home and be reintegrated into the Ghanaian society. Ghana ontken dat die proses spanning veroorsaak in sy diplomatieke verhouding met Suid-Afrika. Die onluste van die afgelope paar weke het spanning tussen Suid-Afrikaners en buitelandse burgers in verskeie informele woonbuurte in Durban veroorsaak. Die inwoners se naasbestaan is gebou op wederwysige respek en ekonomiese groei, maar daar is tog spanning. Vir mense soos Nonhlanhla Bungo maak dit nie saak wie by haar stalletjie koop nie. Sy wil net haar 5 kinders en haar broer onderhou. Ek het nie probleme met die buitelanders wat hier woon nie. Ons leef saam in harmonie. Wat my die meeste seermaak is dat dit buitelanders is wat my winkel ondersteun. Hulle koop hoenderpote en tamaties, terwyl die plaaslike inwoners nie by my winkel koop nie.
Sy sê die buitelanders moet bly. Hulle ondersteun haar besigheid en voorsien haar met vars produkte teen goeie pryse. As hulle gedwing word om te loop, sal sy moet terugkeer huis toe. Maar ander is nie so gelukkig met buitelanders wat in hulle woonbuurte bly nie. Hulle moet loop. Hulle onwrig ons. Onlangs was daar 'n brand hier en hulle het dit begin. Nou leef die mense hier in tente. Intussen moet die gemeenskappe 'n saamleefverhouding bewerkstellig te midde die voortsleepende politieke spanning. Die Afrika Ontwikkelingsbank het Kongo-Brazzaville geloof vir sy besluit om visumvry toegang aan Afrika-paspoorthouers vanaf volgende jaar toe te staan. President Denis Sassou Nguesso het die aankondiging gemaak in Brazzaville, waar die bank sy jaarlikse vergadering hou. Kongo-Brazzaville het aangesluit by 'n lys lande wat nie visums vereis vir reisigers van Afrika nie. Die aankondiging het sterk steun in Brazzaville ontvang, waar streeksintegrasie hoog op die sakelys is by die Afrika Ontwikkelingsbank se jaarlikse vergadering. Only 28.2% of Africans travel within the continent is visa-free. At the back of that is the blocking of the dream of the African. At the back of that is stopping the possibility of expanding the prospects of socioeconomic transformation. And so we're really happy about this, because when you think about it, trade in goods, the goods don't move on their own. They need people. When you think about services, the services are not self-executing. They move with the providers of the services. The ideas must fertilize and move across the continent. Diegene wat vrye beweging voorstaan, voer aan dat 'n meer geïntegreerde Afrika handel, belegging, die oordrag van vaardighede en ekonomiese groei kan ontsluit. Think about our geography. There's countries that make the bloc called Africa. Over 50 countries there. 16 of them landlocked. Many of them with populations under 5 million. Only a few of them able to attract a market of such seismic proportion. And in fact, none of them strong on their own. And so integration is about the power of the collective. It's about leveraging the numbers. Die bank se jongste nywerheidsindeks wys dat Marokko Suid-Afrika verbygesteek het as Afrika se voorste nywerheidsekonomie. Suid-Afrika bly egter steeds 'n belangrike speler op die vasteland. Gemeenskapslede van dorpies naby die Pafuri-hek van die Kruger Nasionale Park in Limpopo sê hulle is geskok oor die kaping en moord op 2 besoekers aan die park. Die liggame van Ernest en Dina Maree, albei in hulle 70's van Mosselbaai in die Wes-Kaap, is verlede Vrydag aan die Lewoebo-rivier opgemerk. Hulle is verlede Woensdag die laaste keer by die Pafuri piknikplek gesien wat in die verre noordelike deel van die park geleë is. Die moordenaars wat met die egpaar se bakkie gevlug het, is steeds op vrye voet. Gemeenskapslede sê alhoewel kapings dikwels in gebiede rondom die Kruger Nasionale Park voorkom, is moorde skaars. Smouse wat verversings op die R525 pad verkoop, sê hul kliënte is meestal toeriste en reisigers wat die park deur die Pafuri-hek betree. Hulle is bekommer dat die voorval toeriste gaan afskrik. This crime of carjacking is too much in our area, but we never receive a report when the criminals get a car and kill the people. It's uncalled for and we condemn that thing. Lede van die Limpopo Gemeenskap Polisieeringsforum sê hulle werk saam met die polisie om die veiligheid van toeriste te verseker. As 'n gemeenskapsleier en ook lid van die Polisieeringsforum, is ek erg geskok oor wat gebeur het. Ons as inwoners is bekommerd en hartseer dat die moordenaars nog nie gevang is nie. Volgens die Limpopo polisie is die ondersoek na die moorde in 'n gevorderde stadium. This case in particular has been elevated to a provincial level. All that I can indicate at this point in time is that our investigations are at an advanced stage. Sanparke is besig om sekuriteit in die gebied op te skerp en hul waarnemingsvermoë te verbeter. Die OVK begin sy verkiesingsveldtog met sy vizier gefokus op die jeug. Dit en ander nuus net hierna, bly by ons. Welkom terug. Die verkiesingskommissie het sy veldtog vir die 4 November plaaslike regeringsverkiesings op 'n hoë noot begin met sy vizier duidelik gerig op die jeug. Met groot fanfare en die slagspreuk staan op, daag op en stem, het die OVK sy kommunikasieveldtog amptelik bekendgestel by 'n glansgeleentheid in Midrand.
Show up and register to vote. Die boodskap van die OVK vir die 2026 plaaslike verkiesings was duidelik. Ons moet op die jeug fokus as ons die toekoms van demokrasie in Suid-Afrika wil verseker. Daarom word digitale tegnologie en innoverende kommunikasieprogramme soos potgoeie, spesiale stromingsdienste en aanlyn registrasie optimaal aangewend om jong kiesers te lok en aan te moedig om hulle kruisies by die stembus te gaan trek. The campaign we are launching today encourages every eligible voter to register and vote on 4 November. Because it is no exaggeration that democratic vitality of our country is dependent on each voter marking a ballot on 4 November. Bykans 10,000 setels is beskikbaar in die 257 munisipaliteite waar vir 508 geregistreerde politieke partye gestem kan word. Maar voor die 4 November aanbreek, lê groot werk voor om grootskaalse openbare bewustheid te skep. Just under 24,000 registration stations across 4,488 wards will open over 2 days to enable citizens to register, to verify personal details, and to ensure correct registrations. Preparations are well advanced, with the Department of Home Affairs ensuring that its offices will open countrywide to facilitate citizens' applications for identity documents, which are a prerequisite for registration. Al die maatreëls is gerig op een doelwit, vry en regverdige verkiesings waaraan al die land se stemgeregtigde kiesers sal deelneem om hulle stemme te laat hoor. The work we unveil today transcends marketing. It is a vital exercise in democratic consolidation. Die eerste kiesersregistrasie naweek word van 20 tot 21 Junie landwyd gehou. Inwoners van Johannesburg moet hulle staal om aansienlik meer te betaal vir elektrisiteit, eiendomsbelasting en vullisverwydering. Dit nadat die Johannesburgse Metro se burgemeesterskomitee lid vir finansies, Loyiso Masuku, 'n begroting van 97,1 miljard rand ter tafel gelê het. Meer as 28,3 miljard rand is toegewys vir City Power se bedryfskostes. Masuku sê dit sal gebruik word om die elektrifisering van informele nedersettings te versnel, asook vir hernubare energieprojekte. Volgens hom sal opknappingswerk aan City Power en Johannesburg Water voorkeur geniet. Meer as 5 miljoen mense woon in die metro. Die stad het 'n infrastruktuuragterstand van sowat 220 miljard rand. The VAL system's capacity constraints is adding urgency. Johannesburg cannot afford to lose 40% of treated water while the source system itself is under stress. The budget allocates approximately 21.6 billion in operating expenditure to Johannesburg Water, with 6.4 billion in capital investment over the medium term. 1,8 miljard rand is begroot vir die herstel en instandhouding van paaie en stormwaterstelsels. A pothole in Johannesburg is not just a pothole. It is an indication and a symptom of maintenance deferred, and this budget prioritizes maintenance and renewal. We no longer treat maintenance as an afterthought. It is the quiet work that prevents collapse. Die stad sal teen einde Junie soveel as 50% van die skuld afskryf van organisasies en inwoners wat daarvoor kwalifiseer. Twee susters het op 'n 400 km staptog vertrek om groter bewustheid te skep vir boeliegedrag by die werksplek. Volgens 'n studie wat deur die Noordwes Universiteit gedoen is die tipe boeliegedrag 'n algemene verskynsel wat sowat 31% werknemers ervaar. Die twee susters het 2 weke gelede by Springs Gauteng met die staptog begin. Vir 5 in Pelelile,
is die stap tog 'n persoonlike saak. After my experience of being bullied at work and surviving a mild stroke and speaking about my experience on TikTok, I realized that a lot of people are dying in silence. A lot of people do not even know that they're experiencing workplace bullying, and a lot of people do not know how to seek for help. Pelelile, wat ook by haar werk geboelie is, ondersteun haar suster om die kwessie aan die groot klok te hang. I am also a victim of workplace bullying, which led me to be unemployed. So at this moment, I was kicked out. They found a way to kick me out because when I tried to speak out, I tried to find ways to deal with it, but they saw I'm going to become a very big threat. Volgens kundiges skep boeliegedrag 'n verhandige werksomgewing wat skadelik is vir werkers se geestelike en fisiese gesondheid. We see a lot of cases of people who are struggling with workplace bullying, such that abanye they even get admitted into psychiatric behavioral clinics because they are not coping with the anxiety levels that get spiked because of being bullied at work or being ill-treated at work. Mhlongo het aanbeveel dat sekere werksplekke hervormings in plek stel om die kwessie te hanteer. I decided to take my pain to the streets to try and raise awareness against the one thing that is non-racial, non-sexist, doesn't matter of your age or anything else. It affects everybody in South Africa. To try and get them to speak, but most importantly, we're trying to get companies to recognize this work and try and implement a zero tolerance on workplace bullying. Die Nsimandi sisters behoort Saterdag hul bestemming in Nkomazi te bereik. Die Klein Karoo in die Wes-Kaap probeer steeds op sy voete kom na die onlangse storms in die streek. Landbou en toerisme, die gebied se twee hoof-ekonomiese drywers, is erg geknou. Dit is nou 'n wedloop teen tyd. Baie boere is gestrand nadat paaie en brûe weggespoel is, met hul produkte wat elke dag waarde verloor. Damwalle en besproeiingsstelsels is beskadig en boere tel steeds hul veeverliese. Hulle waarsku dat sonder dringende ondersteuning die skade 'n langtermyn impak kan hê op een van die streek se belangrikste sektore. Wat infrastruktuur aanbetref het ons geweldige skade op paaie, brûe, Eskom-lyne wat af is, damme wat weggespoel het, as ook besproeiingsstelsels. Paaie maak dat boere langer vat om hulle oeste en hulle diere by markte te kry en koste word daardeur opgejaag. Ons weet nie wanneer al die brûe herstel sal wees nie. Gelukkig is daar 'n groot gedeelte wat Eskom ons gehelp het en wat nou al reeds weer elektrisiteit het. Ook die toerisme sektor is onder druk, met groot roetes soos Meyringspoort, die R328 na die Kango-grotte en die Swartbergpas gesluit. Verander toeroperateurs hul skedules en ry baie groepe nou heeltemal verby die streek. Die toergroepe wat ons area gereeld besoek, moes ook nou al hulle roetes verander. En dit is baie keer baie moeilik om sulke toergroepe te oortuig om weer terug te kom na jou area as hulle eers vir hulle 'n ander roete gekry het. En dit kan verdere impak hê op ons toerisme en ons omgewing in die toekoms. Ons wil daarom 'n versoek rig aan distrik, provinsie en nasionale owerhede om so gou as moontlik beide hierdie roetes vir ons te kan oopkry, sodat ons weer kan aangaan en ons dorp bemark en mense by ons dorp kan kry. Gemeenskappe hier doen 'n dringende beroep vir herstelwerk om beide toerisme en landbou te beskerm, met menigte inwoners wie se inkomste hiervan afhang. Tanya Krause, SAK nuus, George in die Wes-Kaap. En nou vir die markaanwysers soos om 5 uur vanmiddag met die sluiting van die JSE. Dit bring ons aan die einde van vanaand se bulletin, maar voor ons groet gaan maak ons 'n draai by die Uniegebou in Pretoria, waar president Cyril Ramaphosa 'n afskeidsgeleentheid bied vir die Bafana Bafana span.
Die afrigter Hugo Broos gaan ook die span van 26 aankondig wat die land by die FIFA Wêreldbeker toernooi in die VSA, Kanada en Mexiko gaan verteenwoordig. Die glansgeleentheid skop oor 'n paar minute om 7 uur af. En daarmee groet ons tot môre aand. Totsiens. En welkom, kom ons kyk by die weer vir ons inhou, wat vandag aan betref mooi weer kom voor oor die grootste dele van die land, met enkele buie wat verwag kan word langs Kaapstad. Daar is ook 'n koue front wat deurbeweeg oor die weste. 'n Ligte wind kom ook voor langs die kus, asook in die binneland. As ons kyk na môre, bewolkte toestande kom voor langs die kus, anders kan lig tot matige wind verwag word langs die kus en in die binneland. Kom ons kyk na ons minimum en maksimum temperature. In Gauteng, 'n sonnige dag kom voor, temperatuur in die laat 20s kan ook verwag word. Pretoria het 'n maksimum van 24 en 'n minimum van 9. In Limpopo 'n warme dag kan verwag word. Messina het 'n maksimum van 13 en 'n minimum van 14. Polokwane het 'n minimum van 8 en 'n maksimum van 26. In Mpumalanga gedeeltelik bewolkte toestande kan verwag word in Skukuza, anders ook warm in hierdie provinsie. Carolina het 'n minimum van 4 en 'n maksimum van 25. 'n Warme dag kan ook verwag word in KwaZulu-Natal. Richards Bay het 'n maksimum van 28 grade. Pietermaritzburg se minimum is 12 en 'n maksimum van 26. In die Oos-Kaap 'n koel dag kom voor, anders ook bewolk langs die kus. Willowmore se maksimum is 18 grade en 'n minimum van 8 eerder. In die Wes-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande kom voor. Dit is ook bewolk langs die kus, anders dit koel. Beaufort Wes het 'n maksimum van 19, George se minimum is 12 en 'n maksimum van 20. In Noord-Kaap 'n warme dag kan verwag word. Die kook styg tot 28 grade in Appington. Calvin het 'n minimum van 4 eerder en 'n maksimum van 19. Kimberley se maksimum 25 grade. Terug in die binneland na die Vrystaat, 'n koeldag kan verwag word. Welkom Bloemfontein asook Forest met se maksimum is 23 grade. Garieptown se maksimum is 20 en 'n minimum van 10. Dan laastens Noordwes, gedeeltelik bewolkte toestande kan verwag word in die grootste dele van hierdie provinsie. Ander koel tot warm. Mahikeng het 'n maksimum van 23. Tosca se maksimum is 25 grade. Dit is nou van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.